laaste in ons reeks oor die wet. Ons het in die verloop van hierdie reeks gekyk na die goedheid. Dit wat die Bybel vir ons sê is goed en reg in die wet. Die wet is nooit afgeskaf nie. En tog is daar sekere verse wat ons reeds behandel het en ander in die skrif wat skyn, veral in sekere vertalings, wat lyk asof daar teen die wet gepraat word, veral deur Saul. Daar is 'n hele beweging wat as gevolg hiervan vir Saul heeltemal uit die Bybel uit wil haal en al sy boeke, in plaas van dat ons sien dit wat Saul werklik vir ons sê. Daarom het ons besluit om in hierdie laaste DVD van die reeks oor die wet te gesels oor daardie verse wat die meeste vir mense probleme maak, probleme gee in verstaan van die goedheid van die wet, veral in die lering van Saul. Ons kan, soos wat jy kan verstaan, nie volledig ingaan op elke vers nie. Jy sal verstaan waaroor dit gaan. Die belangrikste is dat u en ek 'n gesindheid het dat die wet goed is. Dat ons 'n gesindheid het dat dit wat Vader vir ons gegee het tog nie sleg kan wees nie. En vanuit daardie gesindheid kan ons verstaan wat hy vir ons sê, ook Saul in die Bybel en dit wat hy vir ons wil sê oor die wet. En soos jy wat sal sien, word baie van hierdie probleme klaar opgelos net deur 'n korrekte vertaling te gebruik. 'n Tyd hierna gaan ons 'n DVD maak oor die bewyse dat die nuwe verbond spesifiek in Aramees geskryf is, dat dit die taal is wat Jesua en sy studente volgelinge gepraat het. En ek vra jy om te kyk daarna as daar enige twyfel is in die hart daaroor. Almal van ons leer steeds, en as ons bereid is om te leer wat die waarheid is, sal hy wat die waarheid het, die waarheid aan ons openbaar, ook in hierdie verse. Kom ons begin met 3 frases wat 'n groot probleem skep in hierdie gesprekke oor die wet. Die misverstaan van hierdie 3 frases is juis die rede hoekom sekere teksverwysings verkeerd verstaan word. Die eerste frase is, ons is nie meer onder die wet. Nou ek is bly dat mense dit eintlik sê. Want ja, dit is waar, ons is nie onder die wet. Ons is onder die werking van die Gees wat die wet vir ons gee. Ons is nie onder die wet. Maar kom ons kyk daarna. Jy sal sien, daar is 'n paar verse wat jy op die eie kan gaan deurlees. Ek vra dat jy elke een van hierdie skrifte in diepte gaan bestudeer. Saul sê nie dat die wet verkeerd is of mee weggedoen word. Hy praat teen die valse begrip van wat dit beteken om in Jesua ons gesalfde te vertrek. Wanneer ons aan onsself sterf, dit word gesimboliseer deur die fisiese doop in water. Ek wil hê met Romeine 6 vers 1 tot 7 gaan lees en gaan kyk wat sê dit vir ons daar. Die doop is 'n simbool van die afsterwe van die ou mens, die ou natuur in Jesua, en die opstaan saam met hom. Daarom gebeur dit ook deur die ondergaan in die water en die opkom uit die water, wat die afsterf en die opstaan uit 'n nuwe lewe, uit die dood, uit die graf uit, simboliseer. Dit sterf aan ons vermoë van die wet om ons te reg, omdat ons sondig, te veroordeel tot die hel. Hoekom? Baie logies, kom ons kyk vinnig. Die loon van die sonde is die dood, Romeine 6, vers 23. Die loon van die sonde is dood. So as ek sonde doen, bewerk ek vir myself die loon tot die dood. So as ek nou gesterf het, het ek die loon betaal en die dood gee nou vas op my. Maak logies sin. Maar ons mis hierdie deel daar. Met ander woorde, die feit dat die wet my veroordeel omdat ek sondig, wanneer ek in Jesua gesterf het, het ek gesterf daaraan. En net die wet
geen veroordeling meer oor my nie. Daarom is dit om onder die wet te wees, beteken om onder die veroordelingsreg van die wet te wees. En ja, deur die bloed van Jesua is ons nie meer onder die veroordelingsreg van die wet nie. Omdat ons sondig, wys die wet ons sonde uit voor God. En hy wys ons sonde teen God. En hy skryf die voorgeskrewe straf voor, naamlik die dood. Dis die vloek van Deuteronomium 27 vers 26. Nou egter, in Jesua is ons dood aan onsself. Die wet het geen wettige autoriteit meer om my te veroordeel. En omdat die wet geen wettige autoriteit het om my te veroordeel, is ek nie onder die oordeel van die wet. En eintlik is dit wat Shaul sê met die hele begrip van om onder die wet te wees. Gaan lees dit, gaan pas dit toe en jy sal sien dit is waar. Dis wat Shaul sê in Romeine 7, vers 1 tot 8. Vers 2, die hele Romeine 7. Romeine 7 vers 1 tot 8 vers 2 skryf hy juist spesifiek om dit vir ons te verduidelik. Wanneer 'n getroude vrou, en dit is die storie wat hy daar vertel, wanneer 'n getroude vrou met iemand anders trou, pleeg sy egbreek. Wanneer die man egter sterf, is sy vry van daardie oordeel en mag sy trou. Maak vir ons sin en niemand te probleem daarmee nie. Maar dit is presies hoe die wet hanteer moet word. Terwyl ek onder daardie wet se beginsel staan en ek verbreek die wet, kan hy my veroordeel. Maar die oomblik wanneer ek sterf, is ek vry van die oordeel van die wet. Kom ons noem 'n ander voorbeeld. As 'n man moord pleeg en hy word gevang. Hy word in die hof gedaag en volgens die wet van God word hy tot die dood geoordeel. Levitikus 24 vers 21. As hy sou sterf, net nadat hy gevang is, kan die wet niks meer aan hom doen nie. Hy is skuldig, hy het moord gepleeg, hy is gevang, maar die wet kan niks aan hom doen nie, want hy is reeds dood. Hy het reeds die straf vir die wet, naamlik die dood, betaal. Daarom kan die wet hom nie meer veroordeel nie. Die wet het geen jurisdiksie oor hom nie, want hy is dood. Hy is nie meer onder die jurisdiksie van die wet. Om onder die wet te wees, is presies dit wat dit beteken. Ons het nou deur vertroue in Jesua gesterf van onsself en is nie langer onder die wet nie. Dit is, ons is dood in Jesua en die wet het geen jurisdiksie oor ons nie. Dit kan ons nie meer veroordeel nie. Jesua het die straf wat ons toekom oorgeneem. En het die regverdige vereiste van die wet daarvoor nagekom, Romeine 8 vers 4. Hy het gesterf. Die wettige vereiste van oortreding van die wet. Die wet kan ons nog oordeel deur die wys van dit wat ons verkeerd doen, maar hy kan ons nie meer veroordeel tot die dood van die hel. So ja, is 100% korrek. Ons is nie onder die oordeel of die jurisdiksie van die wet om ons te oordeel. Onder die wet is dis 'n term wat beteken iemand het die wet as regter en as veroordelaar op die dag van oordeel. En ons het nie meer nie. As jy 'n gehoorsame volgeling van Jesua is, kan dit nie jou posisie wees nie. Dit is wat Romeine 8 vers 1 tot 2 is. Verduidelik, veroordeling het geen mag oor 'n dooie persoon. Ek dink dit is baie duidelik. Kom ons kyk nou na Romeine 2 vers 12. Hulle wat sonder die geskrewe wet gesondig het, sal ook sonder die geskrewe wet vernietig word. Hulle wat die geskrewe wet oortree het, sal deur die geskrewe wet veroordeel word. Vers 13. Want dit is nie die hoorders van die geskrewe wet wat by God onskuldig is nie, maar die wat die wet doen, word onskuldig verklaar. Mag hierdie skrif
vasgebrand word in elkeen van ons hart. Dis hy wat die wet doen, wat ons skuldig verklaar. Want dis nie moeilik nie. Galasiërs 4 vers 4. Sal ons weer eens kyk na dit wat die woord van ons sê oor die wet. Ons lees Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en onderworpe aan die geskrewe wet, om die wat onder die geskrewe wet was, los te koop, sodat ons die aanvaarding as kinders kon ontvang. Galasiërs 5 vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, is julle nie onder die wet nie. Luister mooi wanneer hy sê, wanneer is ons nie onder die wet. Die tweede frase waaroor ons wil gesels, en waar ons weer vir jy 'n paar skrifte gee, wat jy moet gaan deurwerk, gaan kyk daarna, gaan kyk mooi wat dit beteken. Die tweede frase is, ons doen nie meer die werke van die wet. Ons het nie die vereiste van die werke van die wet. Nou dadelik wil ek sê, die werke van die wet is maar net 'n ander benaming vir doen die wet. Die dade van die wet. Om die wet te doen. En ons het nou net gelees wat Romeine en Galasiërs vir ons daaroor sê. Maar ek wil hê, gaan lees Romeine 3, vers 20 tot 28. Lees Galasiërs 2, vers 16. Lees Galasiërs 3, waaroor ons 'n bietjie later gaan gesels. En kyk, wat sê Saul werklik oor die werke van die wet. Die term die werke van die wet word gebruik vir iemand wat deur die doen van die wet sy verlossing wil verkry. Sy redding. Die groot probleem is, God het nooit gesê dat die hou van die wet die ewige lewe sal verdien nie. Dis 'n vals lering wat in die tyd van Saul en nou ook in ons tyd deur baie gevolg word. Die doen van die wet kan niemand red nie. Vergelyking, die verlossing van die slawe, die Israeliete vanuit Egipte, het eers plaasgevind en daarna is vir hulle die wet gegee. Hulle verlossing het nie die wet gekanselleer nie. Die wet is nie gegee sodat hulle verlos kan word uit Egipte uit nie. Nadat hulle uit die slawehuis gered is vir hulle die wet gegee as God se standaard van hoe om te leef. Na die verlossing is die wet ons standaard. Dit moet ons daardeur volg. Gaan kyk maar Eksodus hoofstuk 15, Deuteronomium hoofstuk 4, bleem na die skrifte wat daar vir u staan ook. Gaan kyk daarna, gaan lees dit, gaan kyk of die skrif dit vir ons sê. Elkeen wat dink dat sy verlossing kan verkry deur na die wet te kyk, om hom vry te maak, om hom onskuldig te verklaar, sal baie teleurgesteld wees op die dag van oordeel. Hoekom? Want sonde wys juis vir ons waar ons die wet oortree. Die straf vir daardie sonde is die dood. Die ewige dood. Kyk weer eens na die skrifte wat daar staan. Die derde frase wat ons oor wil praat en wat saam met hierdie gaan, meeste Christene, meeste gelowiges sal sê, dat 'n mens in elk geval nie die wet kan nakom nie. So waaroor bekommerd wees oor hierdie goed? Dis sinneloos om te kyk na die wet, want niemand kan die wet nakom. Meeste weet egter nie mooi watter wette is dit wat 'n mens nie kan nakom nie. En ek wil een as voorbeeld noem, net om vir u te wys, dat daardie stelling nooit waar kan wees nie. Maar voor ons te doen, as vir my 'n interessante stelling, ons in hierdie tyd sê dat die Gees van Vader is uitgestort, so ons het die volheid van die Gees. Veral in sekere kerke, ons het die volheid van die Gees, ons praat in taal, ons sien die gawes, so ons het die volheid van die Gees. Maar hierdie selfde mense sê, maar ons het nie die krag om die wet na te kom. Dit is interessant, as ons gaan kyk van Eksodus van hoofstuk 19, dat toe die Israeliete rondom die berg gestaan het en Mose, Vader se woord vir hulle gebring het en gesê, dis die wet wat julle moet nakom, het hulle gesê, ons sal dit doen. Interessante vergelyking om na te gaan kyk. Terwyl hulle sê, die enigste wet wat geld, hierdie selfde mense sê vir ons, die enigste wet wat nog geld,
is die wet dat jy God moet lief hê met jou hele wese en met alles wat jy het. Eintlik, as ons mooi daarna kyk en dink, dit is die een wet wat nie nagekom kan word. Wie van ons kan sê, wie het gesê dat hy met sy hele wese, met alles wat daar is, vir God lief het, en alles vir God gee, en alles doen, en sê, wat God sê, ons moet doen, want dis tog ons om ten volle lief het. Deuteronomium 6, vers 4 tot 7, dit is wat die Bybel vir ons sê, herhaal in Markus 2:12. Wie kan sê dat hy altyd hierdie gebod nagekom het? Dit wys vir ons dat die stelling sinneloos is. Want dit wat ons sê, die enigste wet wat oorgebly het om te doen, is juist die wet, wat nie regtig maklik is om na te kom. Nee, die wet van God was nog nooit moeilik nie. Die verskil is dat ons moet verstaan, dat die wet nie my redding werk nie. Die bloed van Yeshua aan die kruis, daardeur is ek gered. Die wet is die standaard van my lewe. En sy standaarde kan nooit verander nie. Ewige lewe is in Yeshua. En dit is deur vertroue in hom, dat ewige lewe na ons toe kom. Nie deur die werke van die wet nie. Saul praat reg teen hierdie misleidende leringe wat veral in Galasiërs en Romeine staan. En daar praat hy van wettiesheid. Hy praat van die wet as middel tot verlossing en nooit van die wet as opdrag van God. Die oomblik wanneer ons dit verstaan, maak die wet sin. Dan is die wet ook makliker om te verstaan. Ons kan nie op die wet staat maak vir vryspraak. Galasiërs 3 vers 1, Galasiërs 5 vers 4. Hy praat egter nie teen die wet as God se standaard en riglyn nie, nooit nie. Maar hy praat teen die wet as verlossing. Dit staan vir ons in 'n paar ander skrifte, gaan kyk na hierdie skrifte. Maak seker van dit wat Vader vir ons sê. Kom ons gaan kyk na Galasiërs 3 vers 1. Hoe dwaase, oneffektiewe Galatiërs. Wie het julle betower uit julle vertroue in Yeshua? Die gesalfde een, wat voor julle oë as die gekruisigde uitgebeeld is. Ek wil alleen dit van julle weet, vers 2. Het julle die Gees ontvang vanaf die doen van die geskrewe wet, of vanaf die vertroue in wat julle gehoor? Ek dink, dit is baie duidelik. Ons verlossing is nie uit die wet uit. Maar dit verwerk nie die wet as lewensstandaard waarvolgens ons moet leef. Die volgende vers is die mees aangehaalde vers om sogenaamd te bewys dat die Bybelse Godgegewe feeste weggeval het en daarom dus die wette ook. En dat die persoon wat dit doen wetties is, teruggeval het, deur self sy verlossing te probeer bewerk. Dit is tyd dat ons moet begin verstaan, ons moet hierdie twee goed skei van mekaar. Die doen van die wet het niks te doen met verlossing. Die persoon wat die wet nakom is gehoorsaam aan God, hy probeer nie sy verlossing uitwerk. En kom ons gaan kyk na die skrif, naamlik Galasiërs hoofstuk 4, vers 7 tot 11. Ek wil hê ons moet dit lees. Kom ons gaan kyk wat sê Galasiërs hoofstuk 4, vers 7 tot 11. Kom ons lees dit. Daarom is jy nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God, deur die gesalfde een. Maar toe julle God nie werklik geken het nie, was julle slawe van dinge wat geen godsnatuur is nie. Maar nou dat julle God ken, of beter deur God geken is, hoe draai julle weer terug na die kragtelose, armoedige, elementêre geeste, om julle weer van vooraf aan hulle te wil verslaaf? Julle hou dae, maande, vasgestelde tye en jare. Ek is bang vir julle dat ek miskien doelloos aan julle gewerk het. En wanneer ons die begin, stap vir stap gaan kyk na hierdie goed, dan sal ons mooi verstaan wat Saul hier sê. Punt nou 1, ons moet verstaan, dis geskryf aan nie Jode. Galatiërs, wat in Galate gebly het, wat ongelowig was en heidense afgode gevolg het. Vers 7. In vers 8 sien ons,
Hulle was slawe van hierdie dinge, wat nie God se natuur is nie. Dis baie belangrik. Hulle was slawe van dit wat nie van God was nie, omdat hulle heidense gode aanbid. In vers 9, nou vertrou hulle egter. Hulle het gelowig geword. Maar hulle nou wil steeds die dinge doen van die tyd, voordat hulle Jesua geken het, van dit wat ons lees in vers 8. Wat is die probleem nou eintlik? Sover sien ek nie regtig 'n probleem nie. Die vierde punt. Jy kan tog nie beweer dat dit wat hy hiervan praat en wat hy kragtelose, armoedige, elementêre geeste noem, die wet van God is wat hy vir ons gegee het. Dis amper godslasterlik. Nee. Dit kan ons nie glo. Hy praat nie van God se gegewe dinge as elementêre bose geeste. Maar aan die feeste, die dae, die tye, wat hierdie mense gevolg het, voordat hulle tot geloof in Jesua gekom het. Daarom, dae, maande, feeste van die tyd in vers 8, is toch duidelik, dis die heidense dae en feeste, voordat hulle tot geloof gekom het. As die stuk so 'n bietjie kan parafraseer, en dan kan ons mooi verstaan wat daar staan. Julle het al hierdie feeste en dae en tye van die heidense wêreld geglo terwyl julle daarin was. Nou het julle tot bekering gekom, tot volle geloof in Jesua. Terwyl julle nou tot geloof gekom het, weet julle nou oortuig om terug te gaan en steeds hierdie heidense feeste, hierdie dae, hierdie afgesonderde tye, hierdie standaarde en wette van die heidense godsdienste waaraan julle behoort het, na te kom. Hierdie woorde is toch duidelik. Dit wat daar staan, die feeste van God, Sabbat, kan nie na verwys word as elementêre bose geeste nie. Daarom verwys hulle na die tyd voordat hulle tot Jesua gekom het en dit wat hulle daar geglo. Dis 'n tydige waarskuwing vir elkeen van ons vandag ook. Om nie wanneer ons werklik 100% Jesua volg, in hom glo, sy standaarde volg en terug te val en steeds wêreldse heidense feeste, soos wat ons reeds vroeër behandel het, Kersfees, Easter. Dis 'n waarskuwing vir u en vir my ook. Wanneer ons in geloof tot Jesua te gekom het, nie terug te gaan om dinge van die wêreld nog steeds belangrik in ons lewe te hê. Ons mag nie, ons kan nie. En daarom is dit ook vir die kind van God, om nie God se feeste, God se Sabbat, God se dae, uit vrees na te kom. Maar uit volle vertrou van dit wat hy vir ons gegee het, dat dit die beste is, en dat dit reg is, en dat dit goed is vir ons. Kom ons kyk na 'n volgende vers. Wys 2 Korintiërs 3 vers 13 nie vir ons, dat die wet besig is om te verdwyn nie? Kom ons kyk daarna. 2 Korintiërs 3 vers 13. Ons lees dit eers in die ou Afrikaanse vertaling. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan. Hierdeur sê mense, dit beteken daar, op die einde, die wet, dit wat van Moses gekom het, wat sou vergaan. Maar ek wil hê, kom ons kyk na hierdie selfde vers. 2 Korintiërs 3 vers 13. Kom ons kyk daarna, in 'n korrekte vertaling. Nie soos Moshe nie, wat 'n bedekking oor sy gesig gesit het, sodat die mense van Israel nie sou aanhou kyk nie, want dit het geen doel gehad. Die doel gaan nie oor dit wat verbygaan en dit wat bedek is nie, maar is sodat mense nie na die uiterlike, na die lig wat op hom skyn sal kyk met geen doel nie, in plaas van om te werk, in plaas van om dit te doen wat hulle veronderstel is om te doen. Met ander woorde, hulle het geen baat gevind uit sy skynende gesig, want hulle was in elk geval verhard. En dit het geen baat gehad vir hulle om daarna te kyk. In die volgende verse verklaar Saul juis dat hulle die Tanak nie kon verstaan nie.
want hulle het 'n sluier oor hulle oë. Hy leer juis dat hulle die Tanak beter kan verstaan as hulle na Yeshua toe kom. Dit is mos wat hy vir hulle sê. 2 Korintiërs 3 vers 16, net 'n paar versies verder. Wanneer enige iemand van hulle na Jehovah toe draai, word die bedekking van hom af weggeneem. Ek dink dit is duidelik wat Saul eintlik probeer sê. Die gedeelte leer niks daarvan dat die wet wegval of verdwyn of besig is om weg te val nie. Dit is menslike afleidings, want die teks self sê dit glad. Kom ons kyk na die volgende vers. Wys Efesiërs 2 vers 15 dan nie vir ons dat Yeshua weggedoen het met die wet nie? Weereens, kom ons kyk eers weer na die ou Afrikaanse vertaling. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Nou soos ons weet, hy praat hier tussen die Jood en die nie-Jood, tussen die ouwe en die nuwe, en hy praat daarvan dat hierdie skeiding tussen Jood en nie-Jood weggeneem moes word, sodat dit een familie, een is wat onder Yeshua staan. Dis waarna hy verwys aan die einde daar. Maar kom ons lees hierdie vers. En dit wat dit werklik vir ons sê, Efesiërs 2 vers 15. Kom ons kyk na 'n ander vertaling. In sy fisiese liggaam het hy die haat waardeloos gemaak, wat deur die opinie van mense veroorsaak is, aangaande die wet van opdragte, sodat deur sy liggaam die twee tot een nuwe mens geskep kan. Wat 'n wonderlike vers eintlik. Die dogma, die opinie van mense, het veroorsaak dat daar skeiding kom. Maar deur die fisiese liggaam het hy die haat waardeloos gemaak. Hoekom? Hy het die opinie van mense verwyder, sodat die wet en opdragte in sy liggaam dieselfde kan wees. Eintlik wat hy sê is, Yeshua het gekom om die skeiding tussen Jood en nie-Jood doelloos te maak, sodat die een mens, die een eenheid wat dan bestaan, die een groep wat daaruit kom, wat saamstem oor die opdragte en die wet van jou. Yeshua het juist die skeiding kom verwyder, sodat ons saamstem oor die opdragte en die wet van jou. Die volgende, het Saul geleer dat die wet aan die kruis vasgespijker is, soos wat ons so dikwels hoor. Kolossense 2 vers 14. Weereens kom ons lees dit eers in die ou Afrikaanse vertaling. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg, weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Selfs hier in die ou Afrikaanse vertaling, kan ek nie regtig sien hoe mense daaruit kon aflei dat die wet aan die kruis vasgespijker is. Maar kom ons lees dit nog steeds in die pad van waarheid vertaling. Kom ons gaan kyk wat dit vir ons sê. En hy het die geskrewe aanklag teen ons, wat vir ons nadelig was, deur sy autoriteit uitgevee en uit ons midde weggevat en dit aan sy kruis vasgeslaan. Wat het hy aan die kruis geslaan? Hy het aan die kruis vasgeslaan daardie valse aanklagte, mense aanklagte, wat deur mense teen ons gemaak word. Niks met die wet te doen. Hy het die aanklag van mense het hy aan die kruis gespijker en dit verwyder en ons vrygespreek van die aanklagte van mense. Hierdie verwys nie na die wet van God, wat afgesonder, goed en regverdig is nie. Niks wat goed is aan die kruis gespijker. Behalwe hy wat opgestaan het uit die dood en daarom vir ewig lewe. Daarom selfs as dit so is dat die wet aan die kruis gespijker sou wees, wat nie is nie,
Maar as dit so sou wees, die Bybel sê vir ons, die wet is goed en reg, dan sou dit saam met Yeshua opgestaan het, en is dit nog steeds ewig waar. Maar dit is nie waar nie. Die wet is nooit aan die kruis gespyker nie, en die Bybel leer dit nêrens nie. Dit is 'n menselering. En ek wil hiermee gaan seker maak, dat ons slegs die woord van God as standaard gebruik. In hierdie konteks gaan hy aan, in die Kolossense 2 vers 16. Daarom, laat niemand julle pla, oor eet, of oor drink, of oor die uitsondering van 'n fees, of 'n nuwe maansfees, Rosh Chodesh, of oor Sabbatte nie. Sê dit daarom dat ek nie daarop mag konsentreer nie, of sê dit, moenie dat mense jou oordeel om Sabbat te hou. Moenie dat mense vir jou oordeel oor die feeste wat God ingestel het nie. Moenie dat mense jou oordeel oor wat jy eet en wat jy drink nie, want dit is sy standaarde. Geen mens het die reg om ons te oordeel op wat God as standaard gestel het. Saul waarsku juis teen die opinies van mense oor die instellings van God. Gaan kyk mooi daarna. Dit hang af met watter oog 'n mens kyk na die woord van God. Want wat hy vir ons sê is, die mense in hierdie wêreld het nie die reg om jou te oordeel oor wat jy doen volgens die wil van God. Volgende punt wat ons na gaan kyk. Leer Saul dan nie dat ons die Tanakse opdragte nie meer hoef na te kom nie? Kolossense 2 vers 20 tot 22. Weer eens, kom ons kyk na die ou Afrikaanse vertaling. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Selfs die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel, lyk dit of mense weer net die helfte van die vers lees en die onderste gedeelte van die vers vergeet. Ek gaan kyk bietjie weer mooi wat daar staan. Maar kom ons lees dit ook in 'n ander vertaling. Die vertaling van die pad van waarheid tot die lewe. Want as julle saam met die gesalfde een die beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom leef julle nog asof julle in die wêreld geoordeel word? Moenie raak nie, moenie proe nie, moenie vashou nie. Dit is alles dinge wat vernietig moet word en die opdragte en leringe van mense. Hy praat nie van die wet van God nie. Hy praat nie van die voorskrifte en opdragte van God nie. Maar vir mense wat vir jou sê, jy mag nie vleis eet nie. Mense wat vir jou sê, hierdie ding is nie reg nie. Mense wat vir jou sê, jy mag nie trou nie. Mense wat vir jou sê, dit of dat of dit is 'n wet. Nee, dit gaan hier oor mensgemaakte leringe en wette. En het niks te doen met die wette van God nie. Wanneer Saul hier met ander woorde vir ons sê, moenie mense se wette nakom nie, sê hy nie vir ons moenie God se wette nakom nie. Hy sê moenie mense navolg wat sê moenie raak nie, moenie proe nie, moenie doen nie. Dit het niks te doen met God se wette nie. Jesaja 29 vers 13. Dit gaan oor daardie laaste gedeelte wat vir ons presies sê waaroor dit gaan. Mensgemaakte opdragte en lere. Nee, Saul sê nie, ons hoef nie meer God se standaarde na te kom nie. Saul sê, moenie vir mense luister. God se wil en sy woord en wet is tog nie die dinge wat vernietig word, wat mense se opinies is nie. Nee, dit is God se opinie. Dit is God se standaard. Het Saul geleer dat dit van onsself afhang watter kos ons eet? Watter dae ons vier? Het hy gesê met ander woorde, ons kan enigiets eet? Kom ons kyk na Romeine 14 vers 5 en 6. Ons kyk sommer daarna in die vertaling wat ons gebruik. Romeine 14 vers 5 en 6. Daar is een wat onderskei tussen dae en daar is een wat alle dae oordeel. Laat elkeen in sy eie denke seker wees. Hou dit in gedagte, ons gaan gesels daaroor. Wie ook al
watter dag hoog ag, ag dit hoog vir sy meester. En hy wat die dag nie hoog ag nie, ag dit nie hoog nie vir sy meester. Wie eet, eet tot eer van sy meester en dank God. Wie nie eet nie, hy eet nie, tot eer van sy meester en dank God. Nou net so gesien, wanneer ons die agtergrond nie ken en weet waaroor dit gaan nie, dan kan dit nogal so lyk, kan dit nie. Hier is Saul besig om te praat in die konteks en die rede vir die gedeelte is omdat in sy tyd daar 'n sekere dag in die week was wat die afgodstempels en dit wat aan afgode geoffer is, verkoop is in die mark vir mense. Nou is daar met ander woorde, hoor jy wat ek sê? Die afgodstempels het hulle vleis en hulle kos wat aan die afgode geoffer is, op die mark gaan verkoop op sekere dae. So mense het geweet, op daardie dae is daardie kos ook op die mark beskikbaar. Beslis praat Paulus nie, of Saul nie, teen God se eetstandaarde nie. Hy is besig om te praat oor die dae, die tye wat hierdie te koop is op die mark. Met ander woorde, daar het twyfel bestaan, as ek, kom ons sê, dit was op 'n Dinsdag, die 3de dag van die week. En op 'n Dinsdag het die mense die afgodsoffers gaan verkoop op die mark. Nou het daar twyfel bestaan by die mense. Is hierdie kos wat ek op 'n Dinsdag koop, aan die afgode geoffer of nie? Nou, daar was nou 2 groepe mense. Dit is nodig dat ons dit verduidelik, sodat ons dit kan verstaan. Nou was daar 2 groepe gewees onder die gelowiges. Daar is die wat gesê het, ons gaan glad nie op daardie dag enigiets koop nie, want ons is nie seker of daardie goed geoffer is aan die gode nie en ons stel nie belang om dit te koop. Ander het weer gesê, ons weet nie of dit aan die gode geoffer is nie en daarom is ons vry om dit te koop, want ons weet nie of dit geoffer is nie. Kan nie die 2 dinge sien wat ons aan die begin gelees het in die versies. Daar is sommige dae wat sekere dae ag, daar is sommige wat dit nie ag nie. Party gee nie om op watter dae hulle gaan koop het. Sommige gee nie om of dit geoffer was of nie, want ek weet nie, so ek kan nie myself oordeel daardeur. Kos wat op daardie dag gekoop is, het 'n onsekerheid met ander woorde gehad. Daarom sê Saul, sommige van die gelowiges ag sekere dae, ander ag hulle nie. Dis al wat hy sê. Hy praat nie oor die fees nie. Hy praat nie oor kosstandaarde nie, maar oor die standaard wat deur almal vasgestel is, dat afgodsoffers nie geëet mag word. Daarom het die gelowiges wat hierdie verskil gehad het, deur Saul aangespreek en gesê, daardie een verkies om dit so te doen, hierdie verkies om dit so te doen, dis hulle keuse. Kom ons gee aan ander die keuse om dit wat nie 'n vasgestelde wet is nie, op hulle manier te doen. Dit praat nie van kosher of rein kos nie, dit praat van kos wat ons nie weet waar dit vandaan kom. Dit wys juis in hierdie gedeelte die sensitiwiteit van die gelowiges teenoor kos wat aan afgode geoffer is. Dit wys juis die sensitiwiteit. Juis dat daar 'n verskil gekom het. Dit wys juis daarop dat mense ag gegee het waar die kos vandaan kom. Dit spreek 'n verskil aan of die kos op sekere dae gekoop kan word, nie die eet van die kos. Ons moet net so sensitief wees oor God se standaard, oor wat ons eet en wat ons doen. Dit gaan oor die sensitiwiteit. Dis alwaaroor dit gaan. Ons laaste gedeelte, die vraag wat almal oor praat en die gedeelte wat almal oor praat, en terwyl ons dit met mense gedoen het, net in hierdie week ook, het ons besef, maar eintlik is daar geen probleem met hierdie gedeelte. Maar almal het die verwysing na Galasiërs hoofstuk 3. Wat van Galasiërs hoofstuk 3? Galasiërs hoofstuk 3 sê ek hoef nie meer die wet te doen nie. Galasiërs hoofstuk 3 sê die wet is verby. Nou, ons het nie in hierdie DVD die tyd om die hele Galasiërs deur te lees, en daarom vra ek vir u,
om na die ganse Galasiërs hoofstuk 3 te gaan kyk. Met die enkel gedagte, dat God vir ons die wet gegee het, wat vir ons goed is. Gaan lees dan Galasiërs hoofstuk 3, en jy sal nooit daarin sien, dat God gesê het, ons hoef die wet nie meer te doen. In Galasiërs 3, die hele opskrif amper rondom Galasiërs 3, gaan weer eens oor dieselfde gedagte van die begin af. Die wet kan ons nie red. En ons sê dit ook. Ons het aan die begin van hierdie reeks gesê, ons het dit reg deur die reeks gesê, en ons wil afsluit daarmee deur te sê, die wet kan niemand red nie. Die bloed van Yeshua aan die kruis moet erken word. Dit moet vertrou word. En my lewe moet dan verander volgens die standaarde van God wat hy vir ons in sy wet gee. Dis eintlik wat Galasiërs 3 weer vir ons kom sê. Geskryf weer eens teen die agtergrond van Judaiseerders. Hulle wat van mense Jode wil maak voordat hulle gered is. Ons het hulle vandag ook in ons groepe. Ons het vandag ook in groepe mense wat sê jy kan nie gered word as jy nie Joodse gebruike aanvaar. Jy kan nie gered word as jy nie eers die Jodendom, die Jood, die hele Judaïsme aanvaar. Dan sit jy Yeshua by, dan is jy gered. Net so Shaul met hierdie mense gesukkel het in daardie tyd, is dit ongelukkig ook so vandag, dat ons dieselfde groepe mense het, wat dink dat jy deur Jood te word gered word. Net so Shaul in Galasiërs 3 teen hierdie mense gepraat het, as ook teen 'n tweede groep, naamlik die besnydenisgroepe, soos hy hulle genoem het. Hulle wat glo dat sonder besnydenis jy nie in Israel ingelyf kan word en daarom nie gered kan word. En daarom verwys Shaul spesifiek in Galasiërs 3, begin hy met Abraham, want hierdie mense het 'n verdere deel wat bykom, dat Abraham is die skakel van verlossing. Sonder Abraham kan jy nie gered wees nie. As jy nie die fisiese nageslag van Abraham is nie, kan jy nie gered word nie. Daarom moet jy besny word, daarom moet jy ingelei word. Kyk na die vorige DVD's waar ons spesifiek daaroor praat. Nee, sê Shaul, ons word gered deur die bloed van Yeshua, vanuit alle nasies en stamme en tale, volke, nasies. En dis teen hierdie dinge wat Shaul praat. Shaul praat nie teen die wet nie. Shaul praat juis teen die agtergrond, die aspekte, die konsep wat hierdie mense gebruik. Hulle wat sê ons moet eers Jode word, hulle wat sê ons moet in die fisiese besnydenis Jood word voordat ons gered kan word. Baie van die Israel groepe sê vandag dieselfde. En ek wil die waarsku. Shaul het nie verniet 'n hele hoofstuk gewy om daarteen te praat. Baie belangrik. Daar's geen term vir die woord wettiesheid in die oosterse tale van daardie tyd. Nie in Aramees nie, ook nie in Hebreëus. Natuurlik tale gebruik dieselfde woord. So wanneer van Torah gepraat word, van die wet gepraat word, dan word ook dieselfde woord gebruik om van wettiesheid te praat. Want dat nie so woord bestaan. En daarom moet ons kan onderskei volgens dit wat daar gesê word, wanneer daar van wettiesheid gepraat word, van die wet as volg, as middel tot saligheid, want dis wat wettiesheid is. Kyk weer eens na die DVD oor wettiesheid. Dit is spesifiek, sodat ons nou kan verstaan waaroor dit gaan. Dus DVD nommer 2 is belangrik, dat ons verstaan waaroor wettiesheid gaan, om te sien wat Shaul vir ons sê. Hy begin met Abraham as hooftema. Hoekom? Abraham word as voorbeeld gebruik, juis omdat die dwaalleraars hom as voorbeeld gebruik. So Shaul begin op dieselfde plek. Punt nommer 1. Hy is die voorbeeld van die hele wet. Selfs die mondelingse wet, wat nog nie eens bestaan het nie, is vasgemaak. Alles. In vandagse leringe sê die mense, die ganse, mondelingse, al die wet, is vasgemaak in Abraham en sy nageslag. Nou die mondelingse wet het in Abraham se tyd nog nie eens bestaan nie. Die wet
gegee, geskrewe op klip en op papier, is nog nie eers gegee nie. Maar die hele wet gaan oor Abraham. Daarom begin hy ook by die belangrike punt, deur Abraham as voorbeeld gebruik. In tweede plek, die Jode van daardie tyd en hierdie dwaalleraars glo dat Abraham net hulle vader is. Hulle glo dat Abraham in hierdie konteks hulle vader alleen is en daarom net hulle gered kan word. Net soos die groepe vandag. In derde plek, Abraham het 'n voordeel vir sy nageslag. Hy gee selfs vir hulle redding. So Saul praat daarteen, veral in Romeine 11 vers 28, praat Saul spesifiek teen hierdie Abraham volgeling en die enigste manier waardeur ek gered kan word. Kom ons kyk dan in Galasiërs 3 vanaf vers 6. Kom ons gaan lees Galasiërs hoofstuk 3 vanaf vers 6. Net soos Abraham in God vertrou het en dit vir hom tot onpartydigheid en opregtheid bereken is. Kan jy sien? Abraham se vertroue het sy redding gebring. Weet daarom dat die wat uit die vertroue is, hulle is kinders van Abraham. Nee, nie soos julle gedink het, net die Jode is kinders van Abraham nie. Elke een wat uit vertroue is kind van Abraham. God het van voor dit afgeweet dat die ander nasies deur vertroue onskuldig verklaar sou word, voordat aan Abraham die goeie boodskap verkondig is, soos die afgesonderde skrifte sê, in jou sal al die nasies geseën word. In aanhaling uit Genesis 12 vers 3. Met ander woorde, God het lang reeds geweet dat die ander nasies ook tot redding sal kom. En daarom het hy deur Abraham die belofte gegee, dat deur jou gee ek die belofte, dat jy ook 'n seën vir ander nasies sal wees, nie net vir die Jode nie. Want die Jode is nie alleen gekies as volk nie. Die Jode is gekies om die voorbeeld te wees van my standaarde tot die nasies. As ons nou die daaropvolgende versies versigtig beskou, sal ons sien dat dit die volgende leer. Daarom is dit belangrik dat jy gaan kyk na Galasiërs 3 en die verse wat daarop volg. Dit wat ek nou vir u gewys het, presies die bewys teen dit wat Saul sê, teen die Judaiseerders, teen hulle wat sê net Abraham en die Jode het 'n spesiale verlossing. Presies dit wat Saul nou gesê het, kan jy gaan kyk na elke een van die goed in die volgende vers. As ons daai verse lees, dan sien ons die volgende. Hy praat van slawe van die wet. Hulle wat hulle verlossing soek deur die wet. Hulle wat die wet slaafs navolg, want daardeur gaan ek gered word, sonder vertroue. En ons het nou net gelees, sonder vertroue kan ek nie gered word. Kyk maar na vers 10, jy sal dit sien. Tweede plek, dat ons onskuldig verklaar word deur vertroue, nie die nakoming van die wet. Vers 11. En vers 12. Wanneer ons vertrou, gehoorsaam ons die wet tot lewe. Nou sien ons weer eens die patroon. Ons word gered deur vertroue, en dan sê vers 12, gehoorsaam ons die wet, want dit is gehoorsaamheid aan hom. En dit is deur gehoorsaamheid aan hom, dat ons redding volmaak. Yeshua het ons losgekoop van die vloek van die wet, nie van die wet. Dit het ons vir u gewys in hierdie hele reeks. Dit sien ons ook in vers 13. Die gesalfde een het ons losgekoop van die vloek van die geskrewe wet, deur in ons plek 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Deuteronomium 21 vers 22 en 23. Die gesalfde een het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die vloek van die wet is nie meer oor ons geldig. Ons is vry van die vloek van die wet. Vers 21 antwoord juis hierdie volgende probleem. Is die wet wat ons ontvang het, teenoorgestel aan die beloftes van God, verwerplike gedagte?
Want as daar 'n wet gegee is wat in staat was om lewe te gee, dan sou die onpartydige en opregtheid waarlik vanaf die wet gekom. Hy stel nou juis hierdie twee dele teenoor mekaar. Het ons die wet ontvang om gered te word? Nee. As die wet ons onpartydig en opreg kon maak, dan sou hy dit gedoen het. Maar let op wat hy voor dit sê. Is die wet teenoorgestel dan van die belofte van God in Yeshua, ons verlossing? Nee, verwerplike gedagte sê hy. Die mees negatiewe woord wat daar in Hebreëus kan wees. Dis nie teenoor mekaar. Die belofte tot ons verlossing is gegee, saam met dit, die wet. Die twee gaan saam met mekaar. Die twee is nie teenoor mekaar nie. Die wet is nie tot verlossing nie, en ons verlossing gee nie ons die reg om te leef soos ons wil nie. Ons verlossing maak die wet geldig in ons lewe, waardeur ons gehoorsaam aan hom leef. Kom ons lees vers 24. Die geskrewe wet was dus vir ons 'n gids na die gesalfde een toe, sodat ons onskuldig verklaar kan word deur vertrou. Ander woorde, die wet het vir ons die gids gewees wat ons gebring het tot vertroue in Yeshua. Wanneer ek vertroue in Yeshua het ek nie 'n gids nodig om by hom uit te kom nie, het ek. Nou het ek die Gees van God. Ek het nie 'n gids nodig nie. Die gids het my gelei tot in vertroue in Yeshua. Nou dat ek die Gees van God het, openbaar die Gees aan my hoe ek moet leef, en dit is in gehoorsaamheid aan die wet van God. Onthou ons sleutelvers deur hierdie hele reeks. Johannes hoofstuk 14 vers 15. As jy my liefhet, sal jy voortdurend my opdragte, my wet, my standaarde, my lewenswyse volg. Kom ons lees vers 27. Want julle almal wat in die gesalfde een gedoop is, het die gesalfde een aangetrek. Met ander woorde, omdat ek in die gesalfde een gedoop is, ek is gesaturate, ek is 100% in hom omvou, het hy my standaard geword. En as hy my standaard geword het, 1 Johannes hoofstuk 2 vers 6, hy wat sê dat hy voortdurend in hom bly, vir hom is dit nodig om so te leef soos wat hy geleef het. As Yeshua dan nou my lewe geword het, leef ek soos Yeshua. Waar ons hoeveel keer nou al gesien het, Yeshua het nooit die wet gebreek. Yeshua het nooit gesê dat ons die wet moet breek nie. Yeshua het die wet 100% nagekom. Ja, ons onderhou die wet, want dit is sy wil. Beide vir die Jood en vir ander nasies, wat hy een gemaak het in homself. Hulle wat Yeshua, die gesalfde een, lief het, sal sy wet nakom. Wil jy nie ook hierdie skrifte wat ons vir die dag gee, gaan navolg en gaan kyk dan. Ons onderhou die wet, want dit is sy definisie van die groot opdrag, om hom lief te hê, en om ons naaste lief te hê. Het Yeshua nie gesê nie? Aan hierdie twee opdragte hang die hele wet en die profete. Matteus 22 vers 40. Dis sy wil. Die hele wet hang aan hierdie opdrag om hom lief te hê. Om hom lief te hê se definisie is om gehoorsaam te wees aan sy wet. Dis tog wat die skrif sê. Dit is hoe ek en jy moet leef, om aan hom gehoorsaam te wees. Kan ons lees 1 Johannes hoofstuk 3 vers 23. Johannes, soos jy dit ken, 1 Johannes hoofstuk 3 vers 23. Dit is sy opdrag, dat ons moet vertrou in die autoriteit en karakter van sy seun Yeshua, die gesalfde een, en mekaar voortdurend lief hê, soos hy ons beveel het. Wie ook al sy opdragte uitvoer, word deur hom beskerm, en hy bly in hom. Hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gee.
Ons is verlos deur die bloed van Yeshua, deur ons vertroue in hom. En hy het vir ons die Gees gegee, sodat ons sy wet kan nakom. En daarom, op die fees van Shavuot, 50 dae na die waaioffer in Pessach, het hy die wet gegee vir sy volk. Op presies dieselfde dag het hy sy Gees gegee, sodat u en ek die krag het, die wysheid het, om die volheid van sy wet, volgens sy wil, te kan nakom. Sal ons dit eenmaal weer lees. Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, voer voortdurend my opdragte uit. Dit is sy wil. Dit is sy wil vir jou en my. Is jy kind van God? Dan het die Gees van God in jou kom woning maak, met die begeerte om sy wil te doen. As ek sy kind is, sal ek die begeerte hê om sy wil te doen. Sonder sy wil kan ek hom tog nie ken. Mag u hom ken deur vertrou en deur sy wil na te kom. Dit is wat hy wil. Kom ons word stil. Vader, ons Vader, gee ons u wysheid, die krag van u Gees, om u wil te doen, voortdurend, sodat ons u kan ken. In die naam van Yeshua alleen. That God cannot lie. He promised to save his people. He never changed his mind. Today he still calls them my people. My people, my people. Can't you see your ways? My people, you walked far from me. I'm still the same.